Het u al tot geloof gekom? Het u al op 'n stadium in die lewe gekom en die lewe was so woes, soos die see daar buite, die storm, die winde wat waai, die haal wat val. En u het net gedink dat nooit sal my lewe verander nie. Maar op 'n dag kom iemand verby, hulle deel 'n woord met jou, en iets van daai woord gryp jou aan. Nie op jou uiterlike liggaam nie, maar diep in jou hart. En weet jy, jy begin delg, jy begin soek, want dit is so groot begeerte binne jou, dat jy nie daarvan kan wegkwans nie. En kort voor lank besef jy, dat dit is die Here God, wat met jou praat, wat jou na 'n spesifieke punt toe lei, deur sy Gees. En, omdat Jesus die geregtigheid gebring het, sodat jy met God versoen kan word. Weet jy, op 'n stadium besef jy soos die jong man wat sy vader se huis verlaat, die verlore seun in Lukas 15, besef jy dat jy was ook hierdie verlore seun of dogter. En jy besef dat jy moet tot inkeer kom. Jy kom tot inkeer en jy bekeer in die Here. Jy begin 'n lieflike pad saam met die Here stap. En dan begin jy so delg in die woord en jy begin so baie dinge in die woord leer. En dan kort voor lank besef jy of iets binne jou praat diep uit jou hart uit met jou en sê vir jou, daar is nog, dis nie al nie. Jy weet en jy begin die Here Jesus Christus dien met jou hele hart, verstand, siel, alles in jou. En jy begin God verheerlik deur om weg te draai van jou ou lewe af, jou stormagtige, jou swaar lewe. En jy kom op die punt waar jy besef, maar weet jy, iets het binne my gebeur. Dis 'n innerlike gebeurtenis. En daar is tog 'n uiterlike bewys daarvan. Jy weet en jy voel net, jy wil die woord van die Here met elke persoon wat jy in aanraking kom, wil jy dit deel. Want so groot was dit in jou lewe. So groot het dit jou lewe se rigting verander. Die liefde van Christus Jesus, God se liefde en die Heilige Gees, die Trooster se leiding. En die Gees van die Here lê op jou hart dat jy moet groot gedoop word. Nie wat mense sê nie wat ander broers en susters vir jou kom getuig nie, maar hierdie iets hier binne, die geesleiding, die liefde wat in jou hart ontwikkel, en jy soek dan, jy's dan op 'n soeke om groot gedoop te word. Natuurlik nie om gered te word nie, maar omdat jy voel, jy wil hierdie woord van die Here met almal daar buite deel. En so lees ek vanoggend die hele gedeelte van Handelinge 2 deur. En ek lees eintlik daar van 37 na 47 toe. En weer eens wys die Here my op my oë, fisies hier voor my, die geskrewe woord, die logos woord. Dat, weet jy wat, wanneer jy die wedergeboorte ervaar het, en die Gees van die Here het jou gelei na die doop toe. Jy het al voor die doop, het jy al in die woord van die Here begin loop, en jy het 'n diepe soeke na die dieper betekenis van die woord van die Here. Dit raak regtig soos 'n geestelike brood vir jou. Jy weet, verder lees ek daar, die Here sê jy sal vir hom 'n vrees ontwikkel, die Here God. En ons weet baie goed, hierdie vrees is nie 'n bang vrees nie, maar is 'n vrees van absolute gehoorsaamheid, absolute eerbied, en jy wil onder sy gesag stap. En verder sien ons dat in daai gedeelte dat, weet jy, omdat jy tot geloof gekom het en jy's onder die Gees leiding, dat hulle volhartig in die tempel van die Here
hom gedien in geloof en geprys het. Hulle het ook so ver gegaan as om van huis tot huis te gaan. En die brood van die lewe met ander te deel, om mekaar te stig, om mekaar te bid en mekaar te help. Weet jy wat, dit is vir my so groot teken, en wat ek vanoggend vir jou wil sê, en ek kom nie om jou te laat skuldig voel nie, maar ek wil vandag vir jou kom, en ek wil vir jou sê, het dit alles met jou gebeur? Wel, dan wil ek vir jou sê, jy moet by 'n groep aansluit, en natuurlik die groep, of die persone wat om jou was, toe jy hierdie bekering ervaar het, toe jy wedergebore ervaar het, toe jy gedoop is. Jy moet volhartig, deur jou liefde, deur jou vrees vir die Here, jou gesag, jou ontzag, jou absolute gehoorsaamheid aan God, moet jy in die geloof bly, en jy moet van huis tot huis gaan en brood met mense deel. So in ander woorde wat ek vir jou wil sê vanoggend is, nadat alles gedoen is, moet jy op jou knieë voor die Here val en vir hom sê, gee my krag, Here, gee my u wysheid, breek die woord van my oop, sodat ek in my beurt ook die woord van die Here met almal kan gedeel, en so sal die Here by die gemeentes voeg. Moenie jou onderlingse samekomste versuim nie, moenie wegbly, toe jy tot geloof gekom het, om nie aan te sluit by huiskerke of huisselle nie. Jou Sondagkerk toe gaan alleen is nie genoeg nie. Jy het ook krag deur die week nodig, om tussen ander gelowiges te kom, en van huis tot huis te gaan, en die brood van die lewe te breek, en om die tafel te sit, om dan deel te word van sy liggaam, en jy, wat dalk 'n vinger of 'n oor of 'n mond of 'n tong of 'n naal of 'n wat ook al is, ons almal is deel van die liggaam van Christus, maar ons moet die gedeelte waarin God ons sit, moet ons uitbring, ons moet met ander praat, ons moet dit wat die Here ons mee gesalf het, moet ons gebruik om ander te bedien. Ek is pastoor Gary, ek laat hierdie saak vanoggend by u, en mag hierdie woord u stigtend voeg, mag hierdie woord vir u stigtend wees, om te besef dat, na ek tot geloof gekom het, na my wedergeboorte, na my doop en alles, kan ek nie nou net agteroor gaan sit en wag tot die koms van die Here nie. Ek moet uitgaan die nasies in. Ek is 'n disipel van die Here, en ek moet die woord as deel van die kerk met die res van die mensdom daar buite gaan deel. Ek laat hierdie saak by u vanoggend, en mag die Here regtig deur sy Gees hierdie woord seën in u, dat u dan ook sal aansluit by huisselle, kerke en so voort, sodat ons almal kan saamwerk, om die wat nog nie die woord van die Here gehoor het nie, of die ongelowiges daar buite van Jesus te vertel. Brood en water bediening, seëngroete, en weet net, Jesus is baie lief vir jou. Amen.